Goeiedag vriende, kom ons kyk bietjie vandag in die Vader se woord wat dit beteken om te luister. Want dit lyk vir my, ons volk verstaan die woordjie luister glad nie meer nie. Dis hoekom ons kinders nie meer vir ons ouers luister nie, en hoekom ons nie meer vir die profete luister nie, en hoekom ons ook nie meer vir die Almagtige luister. En ek gaan vinnig hier deurwerk, ek wil vir u vat van die begin van die skrif af tot aan die einde van die skrif, sodat ek nie vir die Christene die geleentheid kan gee om vir my te sê dat die wet van die Almagtige is deur die katholieke Jesus gekruisig. So ek gaan vir u lees in kort. Ons begin by Eksodus 23 vers 22. Maar as jy terdee na die stem luister en alles doen wat ek sê, dan sal ek die vyand van jou vyande en die teestander van jou teestanders wees. Vandag kyk hoe lyk dit in ons land, dan is dit vir my duidelik dat die Vader nie meer die vyand van ons vyand is nie, en ook nie meer die teestander van ons teestander is nie, maar dat hulle oor die volk heers as gevolg van die feit dat die volk nie luister nie. Eksodus 24 vers 7 sê, en hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Almagtige gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Sien, alles wat die Almagtige gespreek het, het ons volk ongelukkig vandag verwerp, omdat ons agter die boer van Babylon, die katholieke kerk en haar susterkerke aanhoreer. Daarom het ons alles wat die Almagtige gesê het en alles wat die Almagtige vir ons geleer het, verwerp en glo ons vandag aan die Baal-leer van die kerke. Levitikus 26 vers 14, maar as julle nie na my stem luister en al hierdie gebooie doen nie, jy sien, dan kom daar vir ons 'n vloek. As ons na die stem van die Vader luister, sal hy ons in vrede laat lewe en ons sal die vrugte van ons land eet. Maar as ons nie na dit luister nie, dan wag daar vir ons 'n vloek. En jy sien, Vader het vir ons 'n keuse gelos. Ons kan kies of die vloek of die seën. En ongelukkig het die volk die vloek omdat hulle na die Vader nie wou luister nie. Deuteronomium 4 vers 1. Luister dan nou Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom in die land wat die Almagtige, die God van julle vaders, aan julle sal gee en in besit mag neem. Deuteronomium 4 vers 30. As jy in die nood is en al die dinge aan die einde van die dae oor jou kom, dan sal jy na die Here jou God terugkeer en na sy stem begin luister. Deuteronomium 7 vers 12. En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en dit volbring, sal die Almagtige jou God jou die verbond en die goedertierenheid hou wat hy jou vaders besweer het 6000 jaar gelede, solank ons luister na sy woord. Deuteronomium 5 vers 29. Ag, as hulle maar so hard gehad het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Hoe gaan dit met ons kinders vandag? Hoe gaan dit met onsself? Deuteronomium 8 vers 1. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land en in besit neem wat die Here julle God en julle vaders met die eed beloof het. Deuteronomium 8 vers 2. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou 40 jaar lang in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is en of jy sy gebooie wil hou. Jy sien, dit is die Deuteronomium 8 vers 2 toetsie. Jy kan alles in die skrif gaan, en ek meet alles wat iemand vir my sê, wat roem daarop dat hy 'n profeet en 'n priester en 'n predikant en 'n leraar en 'n leier is, dan gaan toets kom aan Deuteronomium 8 vers 2. Dis die toets. Of jy sy gebooie wil hou of nie, dis wat die Vader toets. Hy kyk jou hart. Ek hoor baie keer die Christene sê, die Here ken my hart. Ek sou dit nie met soveel opgewondenheid gesê het, as ek u was, want hy kom toets die hart, om te kyk of jy sy gebooie wil onderhou of nie. En te veel van ons volk vandag dop die Deuteronomium 8 vers 2 toetsie. En jy sal sien, voordat in die skrif kom het weer, ter sprake, die Vader sal toets die hart en die niere van die mens, om te kyk of hy sy gebooie wil onderhou, en of hy dit nie wil onderhou. Deuteronomium 11 vers 27, die seën as julle luister na die gebooie van die Almagtige julle God, wat ek julle vandag beveel. Dis wat ons sal ontvang, wanneer ons na die gebooie van die Almagtige luister. Deuteronomium 11 vers 22, en die vloek, as julle nie luister na die gebooie van die Almagtige nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop, wat julle nie geken het. Hy ou goue katholieke Jesus dingetjie op die kruis, wat die wêreld vandag aanbid, wat die voorvaders en die vaders van ons vaders nooit geken het nie, beelde aanbid, afgodbeeldjies, houtkruise, jy sien, dis waar dit vandaan kom, want ons het weggedraai agtertoe,
en ons luister nie meer na die woord van die Almagtige. Deuteronomium 12 vers 28. Luister sorgvuldig na al die woorde wat ek jou beveel, dat dit met jou en jou kinders na jou goed kan gaan, tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die Almagtige. Die woordjie luister kom tog honderde kere in die skrif voor. En die Vader waarsku ons dwars deur die skrif van die begin tot die eind, dat as ons nie luister nie, dan sal die seën verander in 'n vloek wat op hierdie volk rus, soos wat dit vandag op die volk rus. Deuteronomium 28 vers 1. As jy dan goed luister na die stem van die Almagtige jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. As ek kyk, hoe ver dink jy is Suid-Afrika vandag van die hoogste van al die nasies af? Ek dink ons is seker vandag baie naby aan die laagste van al die nasies. Waar die Vader ons die kop wou maak, het hy ons nou die stert gemaak, omdat ons nie geluister het na sy gebooie en sy stem. Deuteronomium 28 vers 2. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Almagtige, die Here jou God. Josua 1 vers 17. Net soos ons na Moses geluister het, sal ons na u luister. Mag die Almagtige u God met u wees, soos hy met Moses gewees. Josua 1 vers 18. Elke man wat teen u bevel wederstrewig is, en na u woord nie luister nie, betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet gedood word. Wees net sterk en volmoed. Rigters 3 vers 4. Hulle was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel, om te weet of hulle na die gebooie van die Almagtige hulle God sou luister, wat Moses hulle beveel het. Hier kom dit weer, Rigters 3 vers 4, daar kom toets Vader weer die volk se harte, en Vader wil weer kom toets en sien of die volk aan die Vader gehoorsaam wil wees, of nie. 1 Samuel 12 vers 14. As julle maar die Almagtige vrees en hom dien en na sy stem luister, en nie wederstrewig is teen die mond van die Almagtige nie, en julle self, sowel as die koning wat oor julle regeer, die Here julle God maar volg. Wat het gebeur met die volk van Israel? Elke keer as die koning of die volk die wette, die gebooie, die insettinge, die verordeninge en die opdragte van die Vader verwerp het om nie daarna te luister nie, dan het die volk die vloek oorlig gehad. En eers wanneer die volk in totaliteit teruggekeer het en bekeer het, in sak en as en berou na die Almagtige toe, en weer geluister het na die woord van die Almagtige wat sy wet is, wat sy instruksies is, wat sy opdragte is, het die Vader hulle weer geseën. 1 Konings 11 vers 38. En as jy luister na alles wat ek jou beveel, en wandel in my weë, en doen wat reg is in my oë, deur die insettinge my gebooie te hou, soos my knegt Dawid gedoen het, dan sal ek met jou wees, en vir jou 'n bestendige huis stig, soos ek vir Dawid gestig het, en Israel aan jou gee. 2 Kronieke 7 vers 13. En as ek die hemel toesluit en daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te vreet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, verneder, en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe, en dan sal ek self kom om hulle land te genees. Nou sal my oë oop wees, spreek die Almagtige, en my ore sal luister na die gebed van hierdie volk, so het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader Dawid gewandel het, deur naamlik te doen soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap bevestig, soos ek dit aan jou vader Dawid beloof het, deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek wat in Israel sal heers. Maar as julle afkerig word en my insettinge en my gebooie wat ek julle voorgehou het verlaat en ander gode, afgode, katolieke gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, kersboom, dan sal ek julle uitruk uit my land uit, wat ek aan hulle gegee het. En hierdie huis wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp en daarvan 'n spreekwoord en 'n spotlied onder al die volke maak. Is ons hier vandag 'n bespottende spotlied onder al die volke nie, hierdie boervolk? Vader het ons gewaarsku, ons het gekies. Spreuke 13 vers 1. 'n wyse seun luister uit die tug van sy vader, maar 'n spotter hoor nie die berisping nie.
Spreuke 15 vers 31. Die oor wat na die regwysing tot die lewe luister, sal onder die wyse vertoef. Jesaja 1 vers 19. As jy gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet. Hoe klink Jesaja 1 vers 19 vir u? Klink dit of ons vandag die goeie van ons land eet? Of eet die vyand en die barbaar en die disipel van die Satan die goeie van ons land? Jesaja 46 vers 12. Luister na my, julle wat hart van hart is, julle wat ver is van die geregtigheid. Jesaja 51 vers 7. Luister na my, julle wat die geregtigheid ken, volk in wie se hart my wet is. Wees nie bevrees vir die smaak van die mense en die skrik vir hulle skimptaal nie. Is die wet nog in die harte van hierdie volk vandag? Of het Jesus daai wet kom uithaal en hom in die katholieke houtkruis vasgeslaan? Verwerp ons die wet saam met die katholieke kerk? Saam met die dwaalleer en die baalleer van die baalpriesters van die Jesus Christus kerke? Jeremia 11 vers 10. Hulle het teruggekeer na die ongeregtighede van hulle voorvaders, wat geweier het om na my woorde te luister en agter ander gode aangeloop om die te dien. Die huis van Israel en die huis van Juda het my verbond verbreek. Micha 1 vers 2. O volke, luister almal, o aarde en sy volheid, let op, sodat die Almagtige getuie teen julle kan wees, die Almagtige uit sy heilige paleis. Sefanja 3 vers 2. Dit luister na geen stem nie, dit neem geen tigtiging aan nie, op die Almagtige vertrou dit nie, en tot sy God kom hulle nie nader nie. Boervolk, wit volk, in Suid-Afrika, my familie, my vriende, my kinders, my volksgenote. Dit is hoe ons vandag optree teenoor die Vader. Aggerees 7 vers 11. Maar hulle het geweier om te luister en wederstrewigheid die skouer afgewend en hulle ore toegestop om nie die wet van die Vader te hoor nie. Is dit nie presies hoe die kerke ons vandag leer nie? Die wet is gekruisig. Die wet is vir die Jode geskryf in die Bybel, sê iemand net nou vir my op Facebook. Die wet is net vir die Jode bedoel, glad nie vir die Israeliete nie. Ek weet nie watter Bybel hy lees nie, maar ek dink, as dit is hoe hy sy Bybel lees, dan kan hy net sowel hy Bybel in die drom gooi, maar dat beteken, die Almagtige is 'n seën en die Almagtige is 'n vloek en die Almagtige is 'n wet. En die koninkryk van die Almagtige vir hom niks, hy sal die koninkryk van die Almagtige nie sien nie. Kom ons gaan so 'n bietjie oor na die hernieude verbond toe. Ek het nou so 'n bietjie uit die ou verbond gelees en dan kyk jy hoe staan dit in die hernieude verbond. Hierdie wat die Christene so op hamer. Onthou die Ou Testament skryf hulle af, hulle lees en lewe en glo net die Nuwe Testament. Matteus 7 vers 24. Elkeen dan wat na hierdie woorde, wat is die woorde van die Almagtige? Sy wet, sy opdragte, sy insettinge en sy verordeninge. Dis al. Vader het niks anders dan met sy volk gespreek in die geskiedenis van hierdie volk tot vandag nie. Yeshua sy seun het niks kom leer aan die wêreld behalwe die woord van hulle Vader. Die woord van die Vader is sy wet, sy gebooie, sy opdragte, sy insettinge en sy verordeninge. En dit is al. Dit is die doel van om 'n profeet of 'n priester of 'n dominee of 'n predikant of 'n disipel of 'n leraar te wees, is om net die woord van die Almagtige aan die volk en aan die wêreld bekend te maak. Nie jou eie opinies nie, nie 'n valse Christus nie. Dit is die doel van ek en u. Dit was die doel hoekom Yeshua gekom het na die aarde toe, is om die woord van sy Vader aan die volk te kom bekend maak en dit te kom bevry van die mag van die Satan, sodat hulle weer gehoorsaam word aan die Vader. Hy het nie enigiets anders kom verkondig op die aarde terwyl hy hier was nie. En dit is hoekom hy vermoor is deur die volk, omdat hy die wet van die Vader verkondig het wat die wêreld vandag nog haat. As hy vandag kom, kruisig die kerk en die Christene hom volgende week weer. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis ophou. Wanneer ons die woorde van die Almagtige aanvaar, daarna luister en dit doen, sal Vader ons beskerm en ons sal wees soos 'n huis wat op rots gebou. Ek sien ongelukkig nie meer vandag baie huise in ons land en ons families wat op rots gebou is nie. Matteus 7:26. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Ons luister almal na die woord van die Almagtige, maar ons doen dit nie meer nie. Want die kerk, die sinagoge van die Satan, het ons geleer om nie meer na die wet van die Vader te luister nie. Hierdie kom uit die hernieude verbond uit. Dis nie my woorde nie, dis woorde van ons Messias. Matteus 10 vers 14. En as niemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of uit daardie stad uit en stof
ook die stof van julle voete af. Watter woorde praat Yeshua van? Watter woorde het hy die disippels geleer om uit te dra in die wêreld? Watter woorde het die apostels uitgedra in die wêreld? Net die woorde, die gebod, die gebooie, die verordeninge, die insettinge en die opdragte van die Almagtige. Niks anders dan. Hulle het in die sinagoge gepreek elke Sabbat. Hulle het die wet en die woord van die Almagtige aan die mensdom en aan die volk en aan die verstrooides en die verlore skape van Israel oorgedra. Niks anders dan. Jy sal my in die skrif nie gaan bewys dat hulle enigiets anders geleer het as die woord van die Almagtige nie, wat sy wet is, sy gebooie, sy verordeninge en sy insettinge en sy opdragte. Dit is ek en u se plig om presies dieselfde te doen. Nie ons eie opinie onder die volk te versprei en die volk afvallig te maak soos die valse profete wat dit elke Sondag vandag in die kerk doen. Matteus 13 vers 18. Luister julle dan na die getuienis of die gelykenis van die saaiër. Wat het met die saaiër gebeur? Party saad het op rots geval, party op sand, party op goeie grond en opgekom en die dissels het opgekom. Die saad wat op die klip geval het verdor ensovoort en so gaan die gelykenis aan. Dan kan jy gaan kyk dat Vader spreek baie keer in die Ou Testament, dan verwys hy na die volk wat hulle harte verhard het en soos klip gemaak. As ons nie ons hart voorberei vir 'n saailand en hom beskikbaar stel om deur die woord van die Vader gesaai en besaai te word, dan is ons hart soos klip. En dan is dit waar hierdie gelykenis ter sprake kom wat sê 'n gedeelte daarvan het op die rots geval. Dan kan sy woord en sy wet en sy insettinge en sy opdragte in ons harte nooit groei nie. Matteus 15 vers 10. En hy het die skare na hom toe geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan. Luister en doen. Luister en verstaan. Matteus 18 vers 17. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Nou hier word verwys na jou broer, wat jy 'n probleem mee het, wat afvallig geraak het, en wat nie na jou wil luister om te bekeer nie, dan moet jy hom voor die gemeente vat, nie die kerk, wat 'n sinagoge van die Satan is, wat op die Sondag die songod van die katholieke kerk aanbid nie. Jy moet dit vat na die sinagoge toe, na die gemeente toe, van die gehoorsaamers aan die Almagtige. En as hy na hulle nie wil luister nie, dan moet jy hom uit die laar uitwerp. Dan moet jy van hom ontsla raak, want een appel maak die hele kas appels vrot. So moenie laat die Christene jou om die vinger draai en vir jou met 'n baalstorieetjie kom en sê, maar onthou, Jesus het almal ewe lief en Jesus is vir almal gesterf en Jesus het almal se sondes kom vergewe nie. Dis 'n leuen, hier sê hy dit. As jy bly sondig en jy nie wil luister nie, word jy uitgewerp. Dan is jy nie deel van sy familie nie. Dan is jy ook nie deel van die volk nie. Markus 6 vers 11. En almal wat julle nie ontvang of na julle luister nie, gaan daarvan weg en skud die stof van julle voete af. Tot 'n getuienis teen hulle. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. Sodom en Gomorra, vir hom sal dit verdraagliker wees as vir daardie stad wat nie dat die woorde van die Almagtige beluister nie. Hallo Suid-Afrika met al jou stede. Lukas 10 vers 16. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Hoe verwerp jy iemand? Is deur na die woorde nie te luister nie. Watter woorde het ek kom spreek? Die woord van die Almagtige. Soos wat Yeshua net die woorde van sy Vader kom spreek het, wat sy Vader vir hom gegee het om te spreek. Wat is die woorde van die Almagtige? Die woord van die Almagtige is sy wet, sy verordeninge, sy gebooie, sy insettinge en sy opdragte. Wanneer ek hierdie goed aan die oordraai, die skrif uit en ek wil nie daarna luister nie, dan kan ek vir die verseker verwerp u nie net vir my nie, maar ook die verlosser, en as jy die verlosser verwerp, dan verwerp u ook die Almagtige wat hom gestuur het om hierdie woorde aan ek en aan u te kom leer. Lukas 16 vers 31. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie geluister het, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood het ons. Dit kom al van Moses se tyd af wat die volk nie wil luister nie. En vandag het die kerk ons geleer om Moses se wet en Moses se woorde en Moses se verordeninge wat hy aan die volk geleer het, wat die Vader hom die woorde in sy mond gelê het, van daai tyd af verwerp hulle dit al. En vandag leer die kerk ons presies dieselfde om daai woorde van Moses, die wet van Moses te verwerp, maar dis net vir die Jode geskryf. Dan kan ek nie verseker is die hemel ook net vir die Jode bedoel, nie vir ek en u nie, dan kan ons Bybels weggooi. Want ons verwerp vandag die wet en die gebooie van die Vader presies soos wat ons voorvaders dit gedoen het. En toe hulle in ballingskap aan die einde van die dag
in Egipte geheilig. Johannes 8 vers 43. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Luister. Ons kan nie luister na daai woord nie. Ons druk ons ore toe, wanneer iemand met die woord van die Almagtige by ons kom sit en sê, so spreek die Almagtige, luister na my gebooie en doen my gebooie. Dan prop ons ore toe, want die kerk leer ons hoef dit nie te hoor nie. Ons hoef dit nie te doen nie, dis gekruisig. Dis 'n leer van die kerk, om ons ongehoorsaam te maak aan die Almagtige. Johannes 8 vers 47. Die wat uit God is, luister na die woord. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God uit is nie. Iemand sê, ek het Jesus my persoonlike saligmaker gemaak. Maar hy luister nie na sy woord nie, as jy 'n leienaar, dan lieg jy. Die skrif sê, iemand wat sê, ek ken hom, en die gebooie nie hou nie, is 'n leienaar, en in sy hart is geen waarheid nie. Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem, na my woord. Ek ken hulle, en hulle volg my woord. Hulle volg my voorbeeld. Johannes 12 vers 47. As iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar te kom red. Nou hierdie enetjie lief die Christene verskriklik. Niemand mag oordeel nie. Jesus het nie geoordeel nie, en Jesus sê ons mag nie oordeel nie, en hy oordeel ook niemand. Hierdie versie sê, ek het gekom om te red wat verlore is. Hy het nie gekom om te oordeel nie, want die oordeel is dan nog op pad. As jy die skrif gaan lees in Openbaring, sal jy sien die oordeel kom nog. En daar sê, Yeshua sê, die oordeel is aan my oorgegee. Maar hierdie is nie die tyd van oordeel nie, hierdie is die tyd om te red. Hierdie is die tyd vir ek en vir u om uit te gaan, om die volk by mekaar te kry en hulle te red van 'n sondige lewe. Dis ek en u se tyd om uit te gaan en die woord van die Almagtige aan die volk te leer en te preek en te verduidelik, sodat ons hulle kan uitkry uit die mag van die Satan uit. Hy sê dit, ek het gekom om die volk te verlos uit die mag van die Satan. Ek het gekom om te soek na die verlore skape van Israel. Maar as julle na my stem nie luister nie, sal julle in die oordeel deur Moses geoordeel word. Dit is wat die skrif sê. Ons lees nie meer ons Bybels nie. Ons gaan lees dit direk wat die dominee van die Sondag van die preekstoel af vir ons verkondig. En ons gooi geld in die kollekteblik. Ons koop die leen by die sinagoge van die Satan. Want hy sal hierdie goed nooit vir u verduidelik en nooit vir u vertel. Handelinge 3 vers 22. Nou kom hy na Paulus se bedryfie toe, wat die Christene so graag gebruik. Want Moses het tot die vaders gespreek, die Almagtige julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broeders, net soos ek. Na hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle spreek. 'n Profeet wat net die woord van die Almagtige aan die volk verkondig. Enige profeet, enige priester, enige dominee, enige leraar, enige volksgenoot wat dit nie doen nie, is nie 'n profeet uit die Vader nie. Hy is deur die Satan aangestel om die volk te mislei. Hierdie self aangesteldes wat in die skool van teologie toe gaan, dan word hy 'n dominee, gaan werk vir R15.000 by 'n kerk, en dan gaan lieg hy vir die gemeente, en hy predik, en hy profeteer presies wat die kerk wil hê hy vir die gemeente moet sê. En die oomblik wanneer hy die kerk begin leer om die gebooie te hou, en die Sabbat te hou, dan word hy gefire, dan stel hulle iemand anders in sy plek aan, en dan gaan hy die gemeente uit die kerk uit verdryf, en dan maak hulle nie genoeg geld nie. Handelinge 3 vers 23. En elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit sy volk uitgeroei word. Hier is 'n Nuwe Testamentiese ding, hoor. En hy staan net so, daar by Moses se tyd. In Moses se tyd, as jy na die wet nie luister, moet jy in die laar uitgewerk word. Nou staan hy hier in Handelinge. Elke siel wat nie na die profeet luister nie, na die woord van die Almagtige, wat die profeet spreek, niks anders nie. Hy moet uitgewerk word onder die volk uit. Staan so geskryf. Gaan lees 'n bietjie, as jy moeite doen en as jy weet waar die Bybel is. Handelinge 13 vers 16. Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê, Israeliete, en julle wat God vrees, luister. Ons moet God vrees. As jy vir hom geen respek het, en hom nie vrees nie, kan ek nou vir die verseker sal hy ook nie dien nie. Die Satan het die Almagtige, wat sit in die koninkryk van die hemele, kom sweets met die katholieke Jesus, wat net vrede en liefde verkondig, en naaste liefde, en geen liefde tot die Almagtige, tot wie se koninkryk ek en u eendag wil kom. 1 Korintiërs 14 vers 21. In die wet is geskrywe, ek sal deur die mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk kom spreek. En ook so sal hulle na my nie luister nie, spreek die Almagtige. Ons luister nie net na ons eie profete nie. Ons luister nie eers na ons eie leraars nie, omdat hulle die woord van die Almagtige spreek. Daar was hulle Almagtige ander volke in ander tale ook stuur, en ons gaan ook nie daarna luister. Jakobus 2 vers 5. Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as die rykes in die geloof
en erfgename van die koninkryk, wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie. Hierdie is net beloof aan die wat hom lief het. En ek gaan vir u net nou sê, jy moet dit mooi onthou, Jakobus 2 vers 5, aan wie die koninkryk beloof is. Dan gaan ons verder lees as Johannes 14:15. Daar sê Yeshua, as julle my lief het, bewaar my gebooie. U sal die koninkryk nie ingaan nie, omdat u die Vader nie lief het nie. En u het die Vader nie lief nie, omdat u sy gebooie verwerp. Die een wat sê, ek het hom lief, en nou nie sy gebooie nie, is 'n leeraar. En jy sal die koninkryk van die Almagtige nie ingaan nie. Johannes 14:21. Wie my gebooie het, en die bewaar, en beskerm, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Johannes 14:23. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Wat is my woord? My wet, my verordeninge, my instruksies, my insettinge. En my Vader sal hom lief hê. En ons sal ons aan hom openbaar, en by hom kom woning maak. Hoekom is Vader nie in ons land nie? Hoekom het Vader en Yeshua nie by ons kom woning maak in ons land nie? Omdat ons sy gebooie en sy woord verwerp. Ons het hom demokraties uitgestem. Sorry, die kerk is in beheer. Vader sit daar op die kant, en dan bid ons tot die Vader vir reën, en dan bid ons tot die Vader vir vrede, en Sondag sit ons weer in die sinagoge van die Satan, en koop ons weer die leen by die Baalpriester, wat die goue Jesusbeeldjie aanbid, en voor die kersboom buig, voor die afgode van die katholieke kerk. Johannes 14:31. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het, en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Matteus 22:36. Meester, wat is die groot gebod in die wet? Het jy die sinnetjie al mooi gelees? Daar staan nie, meester, wat is die groot gebod nie. Daar staan, meester, wat is die groot gebod in die wet? Want jy sien, daar is 10 gebooie. Die eerste 4 gaan oor liefde teenoor die Vader. Jy moet die Here jou God lief hê met alles, jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. Jy mag geen ander gode voor hom hê nie. Gedenk my Sabbate. Jy mag nie werk nie. En dan gaan ons na die volgende 6 gebooie toe, wat die liefde teenoor ons naaste bespreek, en dis waar kom van, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, eer jou vader en jou moeder, jy mag nie steel nie, ensovoorts. Wat is die grootste gebod in die wet? Jy moet die Almagtige lief hê bo alles. Nie die kerk nie, nie die dominee nie, nie vir Jesus nie, niks. Jy moet die Almagtige, die Vader lief hê, sy woord, sy wet, sy insettinge bo alles. As jy nie daai liefde vir die Vader het jy geen liefde nie, as jy 'n leenaar, sê die skrif. Johannes 10 vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê, en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Sien, Yeshua sê dit self. Hy het nie sy eie gebooie kom preek nie. Hy het die gebod wat hy van sy Vader ontvang het hy die volk kom leer. So het hy sy disippels geleer, en so het hy ook die skare geleer. Hy het hulle niks anders geleer as net die woord en die gebooie, en die wette en die insettinge en die verordeninge en die opdragte van die Almagtige. Johannes 12 vers 50. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Het die Johannes 12:50 mooi geluister. Die Seun sê, nie Paulus se versies wat jy kan verdraai in Efesiërs en Korintiërs, goedjies wat hy gesê het aan die gemeentes, wat jy kan gaan omdraai en teen Paulus draai, en teen die Vader draai, en teen die wet gaan draai, sodat dit vir jou beter sin maak nie. Ek stel voor dat jy 'n bietjie meer aandag gaan skenk oor wat ons verlosser, Yeshua, wat in die koninkryk sit op die regterhand van die Vader, wat hy gesê het ons moet doen. En jy sal sien, lees weer, Johannes 12:50. Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. As jy sy gebod verwerp, sal jy die ewige lewe nie sien nie. Sy gebod is die weg en die pad wat ons moet wandel om tot by die ewige lewe uit te kom. 1 Johannes 4 vers 5. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Dominee, pastoor, priester, predikant, leraar, wat gemeentes vol mense het, miljoene in 'n maand in sy kerk. 1 Johannes 4 vers 5 is die definisie van die kerk, die sinagoge van die Satan. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Kyk 'n bietjie hoe staan die kar op 'n Sondagoggend by die sinagoge van die Satan? En dan kyk jy 'n bietjie op die Sabbat, hoe lyk ons sportpaviljoene, en hoeveel van ons volk stel belang om die Sabbat van die Almagtige te hou, die gebod van die Almagtige, wat lei tot die ewige lewe. 1 Johannes 4 vers 6.
Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Maklik hierdie. Wat is die? Baie mense sê die gees lei my. Hoe lei hy jou? Die gees van die Vader sal jou nooit lei in enige iets wat strydig is met sy gebod en met sy wet. Die oomblik as die gees jou lei in enige iets wat strydig is met sy gebod, sy woord en sy wet, moet jy weet is die eie gees en is die valse gees wat jy lei. Dis nie die gees van die Almagtige. Ek wil afsluit. Ek dink ons het redelik baie gepraat en gesê, en ek wil u waarsku vandag uit die skrif uit dat ek wil hê jy moet gaan dink oor wat Yeshua ons verlosser ons kom leer het, wat die Vader ons vir 6000 jaar probeer leer het, en wat die apostels en disciples, die gemeentes en die skare geleer. Ek wil afsluit met 2 Johannes 1 vers 10. As iemand na julle toe kom en hierdie leer nie bring nie, hierdie woord, ontvang hom nie in jou huis en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Dan sal jy verstaan hoekom ek geen dominee en geen predikant in my huis toelaat nie. Want die dominee en die predikant bring nie hierdie leer en hierdie woord na ons volk toe nie. Die dominee en die predikant kom met 'n valse boodskap en 'n valse gees van 'n valse kerk en verkoop die leer aan die volk terwille van rykdom vir die kerk. Dominee, priester, pastoor, leraar, wat jy jou ook al noem, leier, jy is onwelkom in my huis vir so lank soos wat jy 'n ander evangelie bring en 'n ander woord bring as wat Yeshua ons verlosser na hierdie aarde. Ek hoop ons boervolk begin dieselfde optree. Ek hoop ons boervolk begin die dominee en die priester en die predikant en die leraar en die pastoor uit hulle huise uitjaag en hulle begin uit hulle kerke uitbly. En ons boervolk se vaders word weer die priester in sy huis wat hierdie evangelie en hierdie woord wat Yeshua gebring het aan sy kinders en aan sy gesin leer. Daai gebod wat die ewige lewe is waarvan Yeshua praat. Shalom. Voorspoed.